van seën van bowe, dit het die liefde beloof. Heerlikheid van verhooging, vloei uit ons eiland en hoog. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, daal met verfrissing tans neer. Schenk uit die hemelse volheid, schenk ons 'n oorvloed, o Heer. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, hier laat al vloei in elk oord. Schenk die belofte verkopen, kom en bevestig die woord. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Strome van seën van bowe, gee dit al voller, o Heer. Dorstig en bidende wagens, word hier verheerlik, o Heer. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Reeds val die druppels gedurig, schenk ons die strome, o Heer. Blye versekering, Jesus is myn. O wat 'n vreugde, eerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle berusting, hoe zwaar my lot. Elke verrukking, blye genot. Engele wat herwas, boodskappe dra. Tydings van liefde, vrye genade. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Volle
in Jesus se liefde en trou. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Dit is my roemtaal, dit is my lied. Lof wat ek Jesus ewig sal bied. Lof wat ek Jesus ewig sal Bring my die ou tyding, die tyding van Gods heil, van Jesus sondaars liefde, die liefde sonder pyl. O, bring dit my eenvoudig, soos vir 'n kindjie klein, want ek is swak en nietig, ja hulploos en onrein. Bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, die boodskap van God heil. Bring my die tyding duidelik, dat ek dit kan verstaan. Vertel my hoe die heiland my van die vloek ontslaan. Bring my die tyding dikwels, want ek vergeet so gauw. Lang voor die middagete smelt reeds die morgendauw. Bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, die boodskap van God heil. Bring my die tyding saggies, laat my daar stil op lê. Ek is 'n arme sondaar, slegs Jesus kan my red. Bring my die tyding telkens, sodat dit my kan wees, 'n bron van troos en sterkte, vir al in smaak en vrees. Bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, bring my die ou tyding, die boodskap van God heil. Bring my die ou tyding, die boodskap van God heil. Onder in die kerksaal is daar lekker geselligheid. Ek het, toe ek so omgestap het om die kerk, toe hoor ek net die lekker opgeruimde musiek wat daar van onderaf kom. En vanaand praat hulle oor
oor Jesus wat sê, volg my, want ek maak jou gesond van binne en buite. Gisteraand, ek kan nie onmoontlike doen, en ek het gewonder waarmee julle besig is, want op 'n stadium toe sien ek, hier's glasies wat geklink word, en toe besef ek, maar die onmoontlike wat Jesus doen, is sy eerste wonderwerk daar in Kana, wat hy die water in wyn verander het. En vanaand is hulle weer daar klink hulle die glasies, ou troue gisteraand. En ons is baie dankbaar dat die kinders ook op so 'n manier meer leer van die Here. Wie kan onthou wat die ballonne gisteraand vir ons aan herinner het? Daar was nou nie so baie nie, maar hy was om een hier voor gewees. Die Heilige Gees woon in ons. En daarom het ek die ballon opgeblaas om julle te herinner, wat lyk my nou nie, of is julle net skaam vanaand, om julle te herinner dat ons ook soos 'n ballon is, wat tot baie meer in staat is, as ons toelaat dat die Here deur sy Gees in ons heers, en ons lewens ook deur sy Gees kom vul. Vanaand is ons tema dat, soos die belydenis van Nicea sê, dat ons een doop tot vergifnis van sonde. So die afgelope tyd het ons gepraat oor God drie-enig, Sondagoggend oor die Seun, Maandag aand oor die Vader, die liefdevolle Vader, en gisteraand het ons gepraat oor die wonder daarvan dat die Here deur sy Gees in my lewe kom woon, en dat die Here ons in staat stel om oorwinnend te lewe oor sonde en oor die dood, en om werklik ook 'n verskil te maak in die dorp waar ons lewe, in die gemeenskap waar ons lewe. Vanaand gaan ons nie begin met een van die belydenis van Nicea oor die Vader of die Seun of die Gees nie. Hierdie kom uit, ek gaan hom net maar laat gaan, dan kan ek ontspan. As hy. Vanaand begin ons met 'n teks uit Openbaring uit. En dit is my regtig een van die mooiste foto's wat 'n mens in die kerk kan gebruik, omdat dit vir ons herinner aan die grootheid van God. Dat God van ewigheid tot ewigheid is, die Vader, die Seun, die 7 geeste voor sy troon, herinner ons aan die Heilige Gees. So dis alles beeldetaal van Openbaring. Maar dis taal wat so indruk op 'n mens maak, as 'n mens jou dit begin voorstel, wat jy hoor in hierdie woorde. Genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Mag jy ook jou vrede in hierdie woorde vind, jou krag, jou hoop, jou hele lewe ook op hierdie woorde bou. Die teks wat ons vanaand gaan saam lees is Romeine 6 vers 1 tot 5. Voordat ons gaan saam lees, kom ons raak saam stil. En dan wil ek graag ook vir ons voorlees uit een van die liedboekliedere uit. Kom ons buig ons hoofde saam, dan gebruik ons dit as ons gebed. Heilig, heilig, heilig Here, U is heilig, sonder perk. Ons kom sing U naam ter ere. Ons bid dat U in ons sal werk. Ons onheiligheid, o Heer, dwing ons op ons knieë neer. Ons kom pleit om U genade. Heer, verlos ons tog van die kwade. Heilige God, herskep ons lewe en laat groei die goeie saad. Maak ons heilig in ons strewe, in gedagte, woord en daad. Ons wil U ons danklied bring en U lof, o Jesus, sing. Laat U Gees ons lei, o Here, om te lewe U ter ere. O dat alle mense tale, alle engele sang, o Heer, saam ruis deur die hemelsale in gejubel tot U eer. Eenmaal staan ons voor U troon, waar ons eer aan U betoon. Sing ons met die engele ere, heilig, heilig, heilig Here. Vader, Seun, Heilige Gees, dankie dat ons in verwondering ook vanaand voor U kan kom. Soos ons nadink oor wie U is, hoe U Uself aan ons kom openbaar, weet ons dat ons gedagtes te klein is. Dat ons nie bemagtig is om die omvang van die grootheid te kan snap, om daaroor te kan dink nie.
om daaroor te kan praat nie. Here, dankie dat U in ons mensewêreld 'n mens geword het. Een van ons, dat U onder ons kom tent opslaan het, tabernakel gemaak het. Dat U in ons skoene gaan staan het, in ons vel, in ons lyf, sodat ons U kon leer ken en kon sien en verstaan. Dat U met ons woorde met ons gepraat het. Dat U vir ons so gehelp het om iets te kan sien van die hemel in U, van die Vader. En Here, ons het nie woorde om dankie te sê vir wat U opgeoffer het deur dit te doen. Om Uself van die godheid leeg te maak en volledig mens te word. En Uself bloot te stel aan al die lyding en die swaar van hierdie wêreld. Om meer as dit, Uself 'n diensknegt te maak van mense, deur hulle bespot en gemartel te word, tereggestel te word, onregverdig behandel te word, en uiteindelik aan 'n kruis te sterf, op 'n laagtepunt oënskynlik. Maar Here, dat ons kan weet, dit was eintlik U triomf, want aan daardie kruis het U gedoen wat geen ander mens kon doen nie, geen skepsel nie. U het in ons plek gaan staan. En Here, wat 'n bevryding het U gebring. En daarom loof en prys ons U groote naam, wil ons werklik uit ons hart uit sê, heilig, heilig, heilig is U Here God. U is gans anders as ons. Maar dankie dat U in ons kom woon deur die Gees. Dat U met ons bemoeienis maak, na ons toe uitreik, ons nie los nie, maar vir ons help. En dankie dat U opgestaan het uit die dood. Dat ons kan weet die dood is ook oorwin. En dat U opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader. Dat U heers oor alles en almal. Die koning oor al die heersers van hierdie wêreld. Help ons om dit ook te sien, Here. Dat ons U vertrou met ons lewens, ook met hierdie wêreld. En dankie, Here, dat U deur die Gees ook hierdie wêreld kom aanraak, steeds deur ons, U liggaam. Mag ons saam wees vanaand, ons versterk in ons geloof. Dankie dat U Gees aan die werk is terwyl ons hier is. Dat U Gees ook deur die woord praat met ons. En ons bid dat ons harte en ons gedagtes oop en ontvanklik sal wees. Dat ons sal toelaat dat U ons beheers. Dat U ons lewens bepaal. Ons wag op U Here. Amen. Ek lees vir ons uit Romeine 6 vers 1 tot 5. Paulus skryf en hy sê vir die gemeente, net in die vorige hoofstuk, in hoofstuk 5 het hy gesê dat Jesus alles gedoen het wat nodig is om ons te red. Nou sê hy, moet ons dan aanhou sonde doen, sodat God kan aanhou om ons vry te spreek? Nee, hoegenaamd nie. Die sonde het mos nie meer 'n houvas op ons nie. Ons is morsdood daarvoor. Julle onthou wat by die doop gebeur het, of hoe? Toe ons in die naam van Christus Jesus gedoop is, het ons deel geword van alles wat met hom by die kruis gebeur het, van sy dood af tot by sy opstanding. As dit dan waar is, dat ons saam met Jesus die dood binne gestap het, is dit net so waar, dat ons saam met hom lewend aan die ander kant uitgekom het, toe God hom met sy groot krag en heerlikheid uit die dood laat opstaan het. Daarom kan ons ook nou op 'n nuwe manier leef. Omdat ons saam met Jesus aan die kruis dood gegaan het, sal ons beslis saam met hom oor die dood triomfeer. En dan het ek net vers 11 bygesit. Julle moet net soos Jesus leef. Beskou julleself as dood vir die sonde. Leef net vir God. Doen dit in die naam van Christus Jesus. Die belydenis van Nicea bely oor hierdie aspek. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. En 'n mens wonder, wat het aanleiding daartoe gegee dat hulle hierdie reël ingesit het 325 na Christus? Was daar 'n verskeidenheid van dope, het mense verskil oor die doop? Daar's so baie vrae wat mense vra oor die doop. Moet dit min water wees of moet ons 'n bad hê of 'n swembad, 'n rivier, dat 'n mens heeltemal onderdompel kan word? Dan kry jy 'n bietjie meer van die ervaring dalk van die doop. Hoeveel water moet 'n mens gebruik by die doop?
'n ander vraag wat mense vra is, maar hoe oud moet jy wees? Moet jy baba wees? Moet jy 'n tiener wees? Moet jy 'n volwassene wees om gedoop te kan word? Hoe oud moet jy wees as jy gedoop word? Nog 'n vraag wat mense oor wonder is, as ek nou nie kan onthou wat by my doop gebeur het nie, en die doop is tog so 'n spesiale iets in 'n mens se lewe, moet ek my dan nie maar laat weer doop, dat ek self kan onthou, dat ek nie net moet staat maak op my ouers wat vir my vertel, of 'n kersie in die huis met 'n datum op, wat sê dat ek as 'n baba gedoop is nie. En nou kan ons vra, maar hoe help die belydenis van Sia ons, as ons al hierdie vrae het oor die doop? En die 3 dinge waaroor ons met mekaar, wat ek graag vir julle wil noem vanaand uit die belydenis uit, is dit wat daar op die skerm staan. Die eerste is dat die doop 'n teken is van insluiting, van verbintenis, van genade. Die tweede is dat daar een doop is, een geloof, een familie. En die derde is dat die doop 'n doop is, soos die belydenis sê, tot vergifnis van sondes. Dat die belydenis help ons om aan daardie 3 aspekte van die doop vas te hou. Die eerste, dat die doop 'n teken is van insluiting, van versoening of verbintenis, van genade. As ons die doop bedien hier in die kerkgebou, dan dink ons ook aan hierdie woorde van Romeine 6 vers 5, wat sê, julle onthou wat by die doop gebeur het, of hoe? Toe ons in die naam van Christus Jesus gedoop is, het ons deel geword van alles wat met hom by die kruis gebeur het, van sy dood af tot by sy opstanding. As ons sê dat die doop 'n gebeure is, waar daar 'n boodskap is, 'n teken aan ons is, as mense, dat ons ingesluit word, dan is dit een van die dinge wat ons met alles in ons kan weet, dat as hierdie babietjie of die volwassene, wat hier voor in die kerk gedoop word, dan is daai 'n teken daarvan dat hulle ingesluit word in dit wat Jesus deurgemaak het, deur sy dood, deur sy opstanding. Ons sê ook by die doop vir die ouers, dat dit by die doop gaan oor God, wat hom in liefde aan mense verbind. Die afgelope 2 aande, maandag en dinsdag, het ons dit heeltyd gehoor in die teks. Die eerste aand, maandag aand, het ons uit Galasiërs uitgelees, en daar staan dit, dat deur die doop word ons verbind aan Christus. Die een vertaling sê, ons word bekleed met Christus. Dis so goed asof ons self aan die kruis gehang het. Self uit die dood uit opgestaan het, die dood van sonde, die dood self. En dit herinner ons daaraan, dat ons deur hierdie doop ingesluit word, deur die liefde van God. Dat hy homself aan ons verbind. Ons en ons kinders, sê ons by die doop, word verseker dat God ook ons God is. Dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is. Dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Die doop sluit jou in. Die doop nooi jou in. Die doop sê vir jou dat die Here met oop arms staan en dat alles wat Jesus Christus in hierdie wêreld kom doen het, dat dit aan jou toegesê word, aan hierdie babietjie of die volwassene wat hier voor in die kerk is. Maar die doop sê ook daardeur, as ons verbind word aan die kruis van Jesus Christus, dat Jesus ons ook versoen het met God. In 2 Korintiërs 5 staan daar, dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. En dit is die boodskap van die doop. Dat wanneer ons gedoop word, dan sê die doop vir ons, net soos hierdie water 'n simbool is van reiniging wat jou skoon was en jou in die regte verhouding met God stel. So het Jesus Christus dit gedoen aan die kruis. Hy het jou skoon gewas van jou sonde en jou skuld. Hy het jou gereinig sodat jy heilig voor God kan gaan staan. Dat jy met vrymoedigheid na die Vader kan kom. Jy's ingesluit. En dit gebeur binne 'n gemeente. Ons doen dit nie in iemand se agterplaas of alleen daar by die rivier, net ons saam met iemand anders sê. Dit kan ook so wees. Maar hoekom ons dit in die gemeente doen, is om juis vir daardie kind te sê, daardie volwassene, dat nie net word jy ingesluit by die drie enige God se verhouding nie, maar jy word ook ingesluit binne die familie van God. Binne al die ander broers en susters wat deel is
van God se familie. Die doop sluit in. Die doop verwelkom ons in die familie, in die koninkryk van God. Dit vertel vir ons dat Jesus Christus vir ons sonde aan die kruis gesterf het. En daarom sê ons ook elke keer as ons doop, dat geen mens kan dit verdien. In 2 Korintiërs 5 het ons dit ook gehoor, dat geen mens is in staat om hierdie verlossing self te verwerf nie. Ons kan nie deur goeie werke dit doen nie, ons kan nie deur vroom te lewe nie, ons kan nie deur ons beste voet voor te sit nie, deur eldag Bybel te lees, as geen manier dat 'n mens hierdie genade van God self kan verdien. Dis 'n geskenk. Dis iets wat aan jou gegee word. Jesus het die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. En daarom kan God nou hierdie verlossing, die ewige lewe, die verhouding met hom as 'n geskenk aan ons aanbied. Die doop sê vir ons dat ons gereinig is van die sonde. Dit verseker ons dat ons aangeneem is tot kinders van God, dat ons ingesluit is as lede van sy koninkryk. En daarom as die belydenis sê daar's een doop tot vergifnis van sondes, dan is dit die boodskap wat ons bely. Dis wat ons bely, dat ons ingesluit is, versoen is met God, dat ons deur genade alleen gered word. Die tweede wat ons lees in hierdie belydenis is die woord een, dat dit baie sterk beklemtoon word, een doop. En ons weet nie wat die omstandighede was, 325 na Christus, wat alles oor die doop geleer is in daai tyd, en waarom hulle gedink het is nodig om te sê, nie net ons bely die doop tot vergifnis van sondes nie, maar waarom hulle gesê het een doop. En 'n mens kan nie anders as om te dink aan wat Paulus skryf aan die gemeente in Efese, in hoofstuk 4 vers 5, as hy sê, daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Verdeeldheid, geskeidenheid is ons probleem. Dis 'n probleem onder die son. Dis van onderaf wat ons sukkel om mekaar te vind, om mekaar se hande te vat, om regtig een te wees. Daar's hoeveel van ons wat bely dat ons kinders van die Here is. Dat ons deur dieselfde Gees ooreed is, dat ons kan bely en uitroep, Vader, vir die skepper van hemel en aarde. Dat ons Jesus Christus as ons verlosser kan aanvaar. Die Heilige Gees in ons lewe as trooster. Maar waarom ons so sukkel om dan mekaar se hande te vat en te sê ons is broers en susters. Ons deel in een doop, een geloof, een Here, een hoop wat in ons almal is, een Vader. Waarom dit vir ons so moeilik is as kinders van die Here? En daarom het die Here Jesus gesê, dis juis wanneer ons dit reg kry, dat mense sal weet dat ons kinders van hom is. Dat hulle sal weet, maar iets het in daai mense lewe gebeur, dat al die gewone weerstand wat daar is, op grond van ras en geslag, en enige ander ding wat 'n mens aan kan dink in hierdie lewe. Dat mense regtig besef, maar daar het iets gebeur in hierdie mense, dat hierdie goed nie meer vir hulle so belangrik is, voorop is nie. Dat die eenheid wat hulle het in een God, een doop, een Here, een Vader van almal, dat dit alles oorbrug. Al die verskille wat daar mag wees, kan wees tussen mense. In 1 Korintiërs 12, terwyl Paulus met die gemeente praat oor die gawes wat daar is, oor die prediking wat daar is in die gemeente wat ook baie keer groepe veroorsaak, sê hy, omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een Gees deurdrink. En nou begin 'n mens verstaan hoekom die belydenis praat van een doop. Dat die belydenis nie daardie probeer sê, hoorie, daar is 'n regte doop. En as jy nie deur daai een regte doop gedoop is nie, dan het jy nie toegang tot die vergifnis van sondes nie. Nee, die belydenis wil eerder vir ons sê, raak nou rustig oor die water. Dis nie die water wat gaan bepaal of dit die regte doop was nie. Raak rustig oor hoe oud jy is wanneer jy gedoop word. Dis nie ouderdom wat bepaal of dit die regte doop is waarmee jy gedoop is nie. Raak rustig oor die dominee. Maak ook nie regtig saak wat 'n dominee het was wat jou gedoop het, of dit die regte dominee was, of pastoor of wie dit ook al was. Waaroor dit gaan
is dat dit die een Gees is wat betrokke was by die doop. Want die doop is God se. Die doop kom van bo die son. Die doop is 'n sakrament. Die doop is iets wat die Here vir ons gee om ons te help. En die Here gee dit nie soos die nagmaal gereeld nie. Mens kan amper by elke ete die brood breek en die wyn drink en onsself herinner aan hierdie wonder daarvan dat Jesus aan die kruis vir my sondes gesterf het. Maar die doop is net een keer nodig. Want ek sê nie vir iemand jy's welkom en ek nooi hulle in my huis in. En dan 'n paar dae later dan sê ek, jong, kom ons maak net seker jy sê gou weer wie's jy gaan staan gou weer buite, ek sê jy weer inlaat. Nee. Wanneer ons gedoop word, dan maak die Here die deure waalwyd oop. Sê eintlik vir ons dit was nog altyd oop. En as jy 'n verbondskind is, dan sê die Here eintlik vir jou, jy staan nog altyd in my hande want jou ouers was in my hande. En daarom is jy eintlik hier binne my hande gebore. Ek wil net vir jou help om te verstaan, dis waar jy nog altyd was en altyd is. En hopelik altyd sal wees, nooit uit sal klim nie. En daarom doop ons kinders van verbondsouers, van gelowige ouers, om daardeur vir daai kindjies so vroeg as wat ons kan te sê, dis nog altyd die Here se gesindheid teenoor jou. Dat die genade wat God in Jesus Christus aan mense kom bewys het, is ook vir jou. Maar ons doop die kinders van gelowige ouers omdat ons graag wil hê dat hulle iewers langs die pad daar moet weet dat hulle gedoop is en leer van die Here. En dit maak mos nou geen sin om alle kinders te doop ongeag wie hulle groot maak en wat vir hulle geleer gaan word nie. Maar dat mense sal weet, die doop is God se. Dis God wat sê, ek het jou lief. En natuurlik is die doop ook 'n getuienis van ons geloof, maar dit is 'n bysaak. Dit gaan nie in die eerste plek daaroor nie. Een doop wat van een God kom, deur een Gees in ons lewe ingedra is en vertel van een Here Jesus wat in die kruis vir ons sondes gesterf het. Van verlossing wat van die een God drie-enig afkom. Iemand skryf en sê dis soos mens die belydenis kan uitbrei. Ons bely een doop wat deur die Heilige Gees bedien word en dit is die ware doop. Die enigste doop wat insluiting in God se kerk waarborg. Niks van onder af waarborg die doop nie. Dis God wat deur sy Gees, sy een Gees van bo af die doop waarborg. Dis wanneer die doop sin en betekenis kry. Wanneer ons as ouers en die kind wat gedoop word of volwassene, wanneer ons dit ontvang en ongeag die water of die ouderdom of wie dit is wat die doop bedien, dat ons dit sal ontvang en sê, Here, dankie vir hierdie teken van insluiting, van versoening, van genade, wat U deur die Gees oor ons kom uitstort, en deur die Gees my verseker daarvan, dat ek aan God behoort, dat ek kind van God is, dat die genade van die Here Jesus Christus ook vir my bedoel is. En daarom is die doop ook 'n doop tot vergifnis. In die belydenis sien ons dat dit die lyn is wat duidelik getrek word. As 'n mens vra waaroor gaan dit by die doop, dan gaan dit oor die versekering dat jou sondes betaal is, dat jou skuld vergewe is, dat tussen jou en God dit reg is, dat jy versoen is. In die tyd waarin ons leef word sonde nie baie ernstig opgeneem nie. Maar as 'n mens die Bybel lees, dan sien mens baie gou in die begin, sommer na Genesis 1 en 2 wat die skepingsverhale is, loop ons vas in Genesis 3, die sondeval. En die realiteit van die sondeval is dat dit verhoudings verwoes. Dat dit die verhouding tussen ons, tussen mens en God in die wiele gery het. Adam en Eva vlug vir die Here, gaan kruip weg, geskaam, vermy die Here. Ons as mense begin teenoor mekaar te staan kom, broers wat teenoor mekaar staan, mekaar doodmaak. Dit beïnvloed ons verhouding met die natuur, ons misbruik die natuur, ons by die natuur uit, terwille van ons eie begeertes. En ons is ook nie meer in 'n goeie verhouding met onsself nie. As dit doodstil raak, raak ons ongemaklik, dan soek ons iets wat ons gedagtes kan besig hou. Ten diepste skei sonde ons van die teenwoordigheid van die Here. Ons verhouding met die Here word sleg beïnvloed deur as gevolg van die sonde. Maar baie vroeg in die Nuwe Testament sien ons dat die Here sy seun Jesus Christus in hierdie wêreld instuur. Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad as Vader, dat hy sy enigste seun gegee het,
sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En daai volgende vers is vir my so belangrik. Hy het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie. Jesus Christus het in die hele tyd wat hy op aarde was dit nooit oor oordeel nie. Dit was altyd om mense te red. Eendag as hy weer kom, dan kom hy as die regter wat kom oordeel. Maar hierdie is genadetyd. En dit is God wat ingegryp het. In 2 Korintiërs 5 sien ons die prys wat dit hom gekos het. Christus was sonder sonde. Maar God het hom in ons plek as sondaar behandel. In die 2020 vertaling volgens die Grieks staan daar, hy het hom in ons plek sondaar gemaak. Hy het dit geword. Toe aan die kruis hang, was hy pure sonde. Daar was niks gespaar nie, hy het al die sonde op hom geneem, hy het dit geword, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Dit is die diepste boodskap van die doop, dat ons in God 'n liefdevolle Vader het, wat ons nie gelos het in sonde en skuld in die dood nie, maar wat self as God, deur die Seun in ons plek kom staan het, die lyding, die skuld op hom geneem het, en ons daarvan kom bevry. En dis 'n ongelooflike wonderlike boodskap van die doop, dat die doop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees ons verbind aan Jesus se dood, aan sy opstanding, en dat ons op grond daarvan nou vrygespreek is. Deur die doop bely ons geloof in die verlossingswerk van Christus. Van ons kant af is dit wat die Heilige Gees in ons bewerk. Ouers bring hulle kinders om gedoop te word, en hulle sê daardeur ons glo dit, wat die Here aan ons verkondig deur sy woord. Ons bely dit, dat ons ook oortuig is, dat hierdie een doop, dat dit ons 'n pad wys na verlossing. Hierdie een doop tot verlossing. Die doop wil ons verseker dat ons sonde vergewe is. Nie op grond van wat ons gedoen het nie, maar op grond van wat Jesus lankal reeds vir ons gedoen het. Hierdie werk van Christus word vir ons bemiddel deur die Heilige Gees. Ons sal nie daarvan geweet het as die Heilige Gees nie in ons kom werk het, in ons gedagtes. Partykeer staan 'n mens by die doopfont en dan dink 'n mens, maar dis mos nou net 'n houer met water. Waar kom ons daaraan dat dit 'n sakrament is? Dat hier iets gebeur. Dis nie net 'n simbool nie, God self is hier teenwoordig. En wanneer daai mens gedoop word, is dit so goed soos God self wat vir hierdie kind sê, jy is gedoop in my naam, as Vader, Seun en Gees. Jy het die versoening ontvang wat Jesus Christus aan die kruis bewerk het. Jy's welkom. Jy's deel van my. Jy's my kind. Matteus 28 sê, gaan dan en maak disippels van al die nasies. En is interessant, in die 2020 vertaling staan daar anders as die ander vertaling. Daar staan, gaan dan en maak die disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. In die 2020 vertaling staan daar, gaan dan, maak disippels van al die nasies, deur hulle te doop, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek dink die Spanjaarde het dit te ver gevoer, met hulle Suid-Amerikaanse veldtogte, waar hulle voor die voet mense net gedoop het. Maar hoor iets daarvan, dat net deur die aanraking van God se genade, word mense sy disippels. Wanneer mense besef hoe lief God hulle het, wat 'n opoffering hy in Jesus Christus gemaak het om hulle syne te maak, om hulle weer te wen as sy kinders. Hoe mense in hulle harte kan deur die Gees wat in hulle werk kan reageer op daai boodskap en sê, ja, ek aanvaar dit, dat U my liefhet en dat U in my plek gesterf het en dat U my as U kind aanneem. Dis my wonderlik en dat ek deel is van die familie van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Tydens Pinkster dink ons aan hierdie werk wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees werk agter die skerms. Hierdie onsigbare genade van God kom maak hy sigbaar, ook in die doop. En Pinkster is juist die tyd van die Gees. Ander tye, die Gees kom stel hom nie voorop nie. Die Gees is heeltyd besig om vir Jesus voor te hou. Maar in Pinkstertyd kan ons al die lof en die eer aan die Heilige Gees kom gee, vir dit wat hy juis in ons kom doen het. En elke dag bly doen, deur sy genade.
Ons leef in 'n wêreld wat sukkel om te vergewe. Ons as kinders van die Here het vergifnis in ons lewens ontvang. Ons hoor vanaand weer opnuut hierdie blye boodskap, die ou blye tyding. In die teks wat ons gelees het, staan daar: julle onthou wat by die doop gebeur het, of hoe? Toe ons in die naam van Christus Jesus gedoop is, het ons deel geword van alles wat met hom by die kruis gebeur het, van sy dood af tot by sy opstanding. Matteus 6, waar Jesus vir sy disippels leer om te bid, sê dan: Onse Vader, vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Julle kan nou hoor dat as 'n mens deur die Gees bewus word van hoe groot die genade is wat God in my lewe bewys het, wat hy aan ons bewys, dan word die appel geweldig groot oor hoe maak ek met mense rondom my. Ons ken die gelykenis van die man wat vir die koning gewerk het en die boeke gedokter het en 'n klomp geld vir die koning geskuld het en wat gepleit het en die koning het daar in die troonsaal vir hom gesê: ek skeld jou kwyt. Ek skryf dit af. Jy hoef niks van daai miljoene terug. En toe hy by die trappe uit die troonsaal uitkom en hy sien een van sy mede-amptenare wat hom 'n paar rand skuld, toe gryp hy hom. En hy sê: ek laat jou nie los nie, ek gooi jou in die tronk. Jy moet my betaal. En hoe die koning gereageer het toe hy dit hoor. En dis nie om skuldgevoelens by ons te laat nie, dit doen dit mos nou altyd. Maar is eintlik om die werklikheid in die oë te kyk dat miskien dink ek te min oor God se genade. Miskien laat ek die Gees nie toe om in my die pennie te laat val, die kloutjie by die oor te bring. Van wat presies is dit wat nou eintlik in my lewe gebeur? Dat tussen dood en oordeel, en 'n mens kan nou maar net so 'n bietjie dink oor die wêreld om jou, situasies waarin ander mense, goed wat jy sien op straat, wat jy sien as jy luister tussen mekaar, en vir jouself afvra, en baie keer sê mense dit, dis net die genade van die Here dat ek nie daar in die sloot lê. Dis net die genade van die Here dat dit nie deel is van ons gesin se opset nie. Pa's dood en hulle beklei soos kat en hond oor die plaas. Dis net genade dat in ons huis dit. Broers en susters, ons het dit eintlik heeltyd. Maar die omvang van om God in jou lewe teenwoordig te hê, en dat jy elke oomblik van die dag onder die leiding van die Gees kan staan, om te besef dat niks hiervan kom deur myself nie. Dit is werklik alles genade. Dat ek verseker kan wees van die ewige lewe, dat ek sonder vrees die dood kan tegemoet gaan. Aan die een kant, party mense dink daar is niks na die dood nie, ek het nie daai vrees nie, daar is iets na die dood. Maar ek het ook nie die vrees dat ek dan veroordeel gaan word en die hel toe gaan nie. Dat ek geskei sal word van God vir altyd nie. Want in die doop, in die woord, deur die Gees word ek oortuig daarvan dat daar 'n ewige lewe is. En omdat ek nou reeds die Vader ken, het ek reeds deel aan die ewige lewe. En dis genade. En nou, as so 'n mens, wanneer ek by ander mense kom en iemand kom my te na, iemand doen iets wat my aanstoot gee, iemand praat lelik van my of sê iets van my of doen my skade aan en betaal my nie terug nie of probeer dit nie regstel nie, dan het ek mos nou alle rede om ontstel te wees. Dis sleg as iemand jou te nakom, as iemand iets slegs aan jou doen. Maar dan moet ek weer luister na 'n gelykenis van die amptenaar en die koning. En al kan ek nie altyd die somme so maak en sien, waar het ek genade ontvang, dat ek nou genade moet bewys, of waar is ek vergewe, dat ek nou kan vergewe. Maar dat ek net toelaat dat die Gees my so onder die indruk bring van sy goedheid en liefde en die Here se gesindheid om te wil vergewe, om mense wat vasgeloop is soos ek ruimte te gee om uit te kom uit die moeilikheid uit. Om terwyl al die deure toegeslaan het, 'n oop deur te kry by die Here. Sal dit dan nie ook my gesindheid wees teen iemand wat
by my vasloop. Sal dit nie moontlik wees deur die krag wat Jesus uit die dood uit op laat staan het, om dit in my hart te vind, om iemand te laat gaan, om iemand los te laat, om vir iemand te sê, ek vergewe jou. Dis reg, dis uitgesorteer. En ek gaan die Gees vra dat ek dit heeltemal vergeet, dat ek nooit weer daaraan dink nie. Dis wat ons hoor in die woord, dat die Here vir ons sê, deur my Gees is jy 'n nuwe mens. Word jy deur my beheers, is dit moontlik om te kan vergewe. En daarom word ons opgeroep om juis in 'n tyd soos hierdie. Die disippels het vir 10 dae lank nie uitgehardloop en alles gaan vertel wat hulle ervaar het van die opstanding en van Jesus wat aan hulle verskyn het. Vir 10 dae lank het hulle net gaan sit en bid en wag. Omdat hulle geweet het, en ons weet dit ook van hulle, omdat ons hulle ook leer ken uit die skrif uit, dat hulle self nie in staat is om Jesus te verteenwoordig in hierdie wêreld nie. Totdat die Gees oor hulle gekom het en hulle met krag gevul is, sodat hulle sy getuies kon wees in Jerusalem en Judea en Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. Dis net deur die Gees. As ons vanaand gaan saam dink en deel, dan is die eerste vraag wat ek wil vra is, waar ervaar jy dat jou doop jou deel gemaak het van 'n geloofsgemeenskap? Waar ervaar jy dat in hierdie dorp van ons, dat daar eenheid is? Wat is die prentjies wat by jou opkom in jou gedagtes, van mense wat so deur die een Gees aangeraak is, in die een doop, tot vergewing van sondes, dat hulle in eenheid met mekaar saamleef, in eensgesindheid, mense wat van mekaar verskil, maar wat dit reg kry om een te wees in die Here. Waar het jy al sulke ervarings gehad? In Piketberg, in die distrik. Waar het jy al dit gesien? Dat daar eenheid is in die gemeenskap, in die gemeente. En watter waarde hou dit vir jou in? Ek dink een van die mooiste tye my week is Sondagoggende voor kerk. As ek nou hierdie in die vierkant rond beweeg en jy sien hoe kom die mense aan, en hoe hulle lag en vir mekaar groet en met mekaar gesels. En die een het 'n skeet en daai een het iets wat hulle pla. Maar as ons mekaar sien dan hoor 'n mens iets van daai vreugde wat ons deel omdat ons kinders van die Here is. Waar sien jy dit? Waar ervaar jy dit? Die tweede vraag is, wat onthou jy van jou eie doop? Jy kan nou dalk self onthou, dalk was jy groter gewees toe jy gedoop is. Ek dink die meeste van ons was babietjies gewees toe ons gedoop is. Wat is vir jou vertel oor jou doop? Weet jy waar jy gedoop is? Ken jy die datum van jou doop? Want dis so spesiaal dat 'n mens maar moeite kan doen om uit te vind so 'n bietjie meer oor jou doop. Dat jy die plek kan onthou, dat jy as jy miskien verby daai dorp ry, daar by die kerk 'n draai gemaak en dink, "Haai, hier het my ma en my pa my laat doop." Of dalk as jy 'n volwassene, dalk as jy op 'n plek glad nie in 'n kerk gedoop het. Dis so spesiaal dat die Here jou in daai oomblikke kom aanraak het met sy vaderliefde, met sy seun se opoffering en die Gees wat jou oortuig, die Here het my lief. Dit is vir my. Wat beteken jou doop vandag vir jou? Hoe het jou denke oor jou doop dalk deur jou lewe verander? Ek weet toe ek jonk en klein was die doop nie so belangrik vir my ouers of vir ouers nie. Jy is mos nou gedoop en dan is mos nou klaar. Maar vandag doen ons moeite met kerse en ons vra vir die ouers, steek dit elke jaar aan, sodat ook baie dinge in ons oor die doop mettertyd verander. As ons vanaand gaan bid, tydjie kry daarvoor, dan is daar so 3 goed op die skerm. Die eerste is dat ons die Here sal dank vir my vergifnis van sonde. Dat ek ingesluit kan wees in die Here se familie. Vra die Here om jou te help om ander mense te vergewe, soos wat hy jou vergewe het.
En die vraag, is daar iemand spesifiek wat jy nou moet vergewe? Is daar iemand spesifiek wat jy nou moet vergewe? Die derde is, vra die Here om jou te help om die eenheid tussen gelowiges te soek en nie verdeeldheid te saai nie. Om die eenheid tussen gelowiges te soek en nie verdeeldheid te saai nie. Ek gaan tyd gee en dan raak ons saam stil voor die Here. Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na U verlang het. U het U guns my aangebied. O, ek loof en ek prys U derendheid. Ja, ek loof en ek prys U derendheid. En roem U groot barmhartigheid. En roem U groot barmhartigheid. Want ek was verlore in my sonde en van die goeie weg vervreem. Tog doen U aan my die wonder om my as kind terug te neem. Ek loof en ek prys U derendheid. Ek loof en ek prys U derendheid en roem U groot barmhartigheid. En roem U groot barmhartigheid. O God wat ryk is aan ontferming, weerhou genade tog nooit van my, maar hou my steeds in U beskerming. By U sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys U derendheid. Ja, ek loof en ek prys U derendheid en roem U groot barmhartigheid. En roem U groot barmhartigheid. Dankie, dankie, dankie Here, dat ons genade op genade by U Vadertroon ontvang. Dis moeilik om mekaar te vergewe.
Maar Here, dis so bevrydend. Dis so wonderlik bevrydend. Dankie vir elke keer wat U ons help om te vergewe. Dankie vir die lewe wat dit ook in ons eie lewe bring. Maar dankie in besonder vir die lewe wat dit verander gaan. En wat vir hulle wys, daar is 'n Vader van ontferming. Daar is 'n Seun wat hom opgeoffer het ter wille van ons. Daar is 'n Gees wat dit aan ons kom oopbreek, sodat ons U ons Vader kan noem. Dankie Here. Amen. As ons mekaar uitdaag vanaand, dan is die eerste een, die moeilike een, gaan na die persoon wat jy moet vergewe en vra opreg vergifnis vir jou aandeel in die verbrokkeling van julle verhouding. Die tweede is teken 'n prentjie wat vir jou die eenheid in die gemeente voorstel. Sit al die prentjies ergens op waar julle almal dit kan sien. En dit is mos nou maar die vraag, wat het ons vir die Here gesien? Daar is weer by die deure geleentheid om geld by te dra vir Bybels. Baie dankie daarvoor. Vanaand herinner ons dat ons ook Bybels help bydra vir armes. Mense, Bybels is duur, boeke is duur, mense koop dit al hoe minder, so dit raak al hoe duurder. Maar dit is wonderlik dat mense wat swaar kry ook kan help met Bybels. Môre aand gaan ons kyk na die wederkoms, die ewige koninkryk van Jesus, 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Julle is baie welkom. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks aan my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Die doop is dieselfde, die Heilige Gees, my 'n kind van God, die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks aan my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly. Amen.